Ek het al 'n hele paar keer vir jou gesê, die lewe begin die dag as jy verantwoordelikheid vat vir jou eie lewe en ophou om daai blame game te speel. Bob Mowat stem saam met my oor hierdie ding. Hy sê, the best day of your life is the one on which you decide your life is your own. No apologies or excuses. No one to lean on, rely on, or blame. The gift is yours. It is an amazing journey, and you alone are responsible for the quality of it. This is the day your life really begins. Ons het Petrus leer ken as die voortvarende ene, die een wat Jesus een kant toe vat en hom sommer aanvat, wat vir hom sê, maar jy kan nie praat oor doodgaan nie, daar moet nog eers teen die Romeine geveg word. Die een wat vir Jesus sê, al sal almal nie in die steek laat, nie, ek sal saam met u selfs deur die dood gaan. Maar met Jesus se gevangeneming en die verdere gebeure, word die maatjie onder Petrus se voete uitgeruk. En dan kry ons hom hier by die see van Galilea. Nie die bekkige, voortvarende, grootpraterige Petrus nie. 'n Stikkende Petrus, wat niks het om te sê nie, wat hierdie keer deur Jesus aangevat word. Met Petrus, het jy my lief? En dan 'n Petrus wat nie, en dit moet jy mooi hoor, Petrus gaan nie oor in 'n vreeslike verduideliking van hoekom dit plaasgevind het. Dit is as gevolg van sy herkoms en sy opvoeding in sy pa se huis en dit wat die Jode geglo het en toe nou nog daardie aand die groot bang en die meisietjie en dit is waarom ek u verloon het nie. Hy het nie verskonings gemaak nie. Hy het nie daardie ja maar ding gedoen nie. Hy het skuld aanvaar vir die fout wat hy gemaak het. Meeste van ons wil gewoonlik wanneer ons foute maak, of dit regverdig, so op 'n mooi manier eintlik wegsteek, of ons verplaas die skuld. Dis nie ons skuld nie, dis eintlik iemand anders. En weet jy, dit kom daar van die tyd af. Wat het Adam en Eva gedoen? Adam het die skuld geplaas op Eva op die slang, en so op die einde van die dag, almal wat eintlik skuldig is, soek iemand anders om die skuld op te pak. Een van die grootste gunste wat ek en jy onsself kan aandoen in hierdie lewe, is om te leer om so gou as moontlik verantwoordelikheid vir ons aandeel te aanvaar in foute en dinge wat skeef geloop het. En dan vir myself af te vra, wat kan ek hieruit leer en hoe gaan ek keer dat dit volgende keer weer gebeur? Hoe kan ek verbeter? Fokus op die positiewe wat ek kan doen. In Psalm 51 leer ons dit so pragtig by Dawid. Hy het aangejaag, hy aanvaar verantwoordelikheid daarvoor, hy bely dit voor God, en dan staan hy op, en hy word die man na God se hart, soos ons gister gesê het. 'n Dawid, 'n Petrus, 'n ek en jy, om die waarheid te sê, elkeen van ons, wat al gefouteer het, moet leer om met 'n heilige huiwering te lewe. Hoor wat sê Dawid in Psalm 139. Hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Seker die wonderlikste wete vir my in hierdie lewe, is dat die God wat ek aanbid, glo in mense ongeag van hulle val en opstaan, en dat hy die God is wat my hand vat, en my en jou die wenners wil maak, wat hy ons bestem het om te wees. Hoor wat sê Dennis Whiteley? Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing and being nothing. Staan op, jy's 'n wenner.